Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. My naam is Carla Burg en ek dink soveel keer wonder mense wat presies agter die skerms gebeur van musiek, jou gunsteling TV-show, mense se lewens en daar's baie meer as wat ek en jy dink. So saam met my om te kom potgooi en te klets daaroor is Jana de Beer. Hallo Jana. Hallo Carla. Voor ons nou praat oor wat jy doen vir 'n lewe is, wanneer slaap jy? Ek het so 'n standard joke en dan sê ek ja tussen 2 en 4 in die oggend. please. Nee, ag, daar jy weet as jy balans. Dis hoekom jy nie 3 ja. uur op my boodskap reply het nie, want dit was tussen 2 en 4 in die oggend. Dit was tussen jy het my En net 3 uur was gevang. net te vroeg. Okay. 100%, ja. Okay. So daar's boundaries as dit kom by werk en wanneer mense goed stuur en jy net gaan. Ek gaan nie nou nie. Ja, ek moes die boundaries insit. Die mense verstaan nie. Ek dink omdat hulle dink, jy weet, dis nie 'n normale koöperatiewe environment nie. So daar's nie werksure nie. Daar is eintlik werksure. Maar mense respekteer dit nie. Ek sal oproepe kry 2 uur in die oggend. En dan slaap Jana. Tussen 2 en 4 slaap Jana. Exactly. Ja. En dan sal hulle nou jy weet of met hulle dink dit is die kunstenaar se nommer, is altyd vir my die snaakste deel. Dis Dat cute. wanneer dit nou jy weet my details is op hulle verskillende pages. Dan En dink hulle is jy's daar 'n- Daniel. Ja, of hulle dink ek is Terren, vir al Terren. Ek moes actually ons het my nommer verwyder van op page af. So ons het nou net 'n e-mailadres spesifiek op hare. Veral nadat sy Mock My Famous gedoen het, wat actual mense gedink het dit is Terren. En dan ewen as hulle my WhatsApp, soos dit is 'n ander prentjie. Dit is sê maar 'n foto van my of iets. Oh my word. So dit is nie eers 'n foto Dan van dink hulle haar dis nie. Peer se vrou. Of wat ook al. Ek dink ek het 30, 40 nommers 'n dag geblok. Dit was nogals erg. Van mense wat soos fan calls of heavy. Jana, dis exciting. Nee as jy jou eie space so graag voor fight, jy weet jou eie tyd, want mense dink, jy weet ek sit net heeldag en aldag en dadelik is daar 'n navraag inkom of enigiets, jy weet ek is net heeltyd 24/7 Beskikbaar. Ja, dit is die ding. Hulle sal jou net mail of hulle sal jou WhatsApp. Hulle wil nou weet of is die kunstenaar beskikbaar of wat ook al. En as ek het soos hoorie, there is still boundaries. Daar Ja, hierdie is 'n Kerskonsert waarvoor jy hulle wil boek. Yes, en ons sit in Julie of in Ja, dis nou Januarie. nuwe jaar. Yes, ja. So net om vinnig konteks te gee, wat 'n agent doen in die Suid-Afrikaanse musiekindustrie is hulle boek kunstenaars vir shows. So as jy by 'n gunsteling show aankom en ons kunstenaar, dan het Jana Aliel, wel sy manager baie mense, dan het Jana Aliel moontlik geboek. En dan, jy doen soveel meer as dit. Jy is self besig agter 'n verhoog ook. Jy reël self ook shows. En tussendeur slaap jy ook vir 2 ure 'n aand. Hoe lyk 'n standaard dag? Hoe sal jy sê lyk Jana se job description? Meeste van dit is ek bestuur maar ook, jy weet, Ja. en ek doen dit saam. So dit is nie, jy weet, ons hardloop nie daai ding van ek is die baas of jy is die baas nie. Dis eintlik ek het so great relationship met al my kunstenaars want ons doen dit saam. Dis 'n partnership. En so ek doen dinge klein bietjie anders en ons, jy weet, ons sal sit om tafels en dan sal ons probeer om die jaar uit te beplan. Of, jy weet, hulle sal met 'n idee na my toe kom en sê, jy weet, wat dink jy, sal ons so iets kan maak gebeur? Jy weet, wat nou buite die ordinary is. Ek meen, ek is so bevoorreg, hulle sal vir my die songs begin aanstuur. Ja, en dan sal hulle my vra, jy weet, dan sal ons koppe met mekaar sit, moet ons hierdie song nou eers uitbring, of moet ons die ander ene, of die ander ene, ons sal sit Want jy en het obviously baie ondervinding. Yes, maar ek glo so half in. En dit is net hoe, soos ek sê, dis net hoe ek dit doen. Ek weet nie hoe kan jy weet, iets bestuur of iets boek of wat ook al as jy nie invested is in die produk nie. Ek is net nie bereid om dit so te doen nie. So ek is so bevoorreg al die kunstenaars waarmee ek werk, ek glo 110% in wat hulle doen. Ek is eintlik so 'n fan. Jy weet, soos ek kan nie eintlik iemand boek en dit is hoekom Jy glo nie in hulle musiek nie. Ja, ek sal nie sê jy glo nie in iemand se musiek nie. Dis net soos either is die chemistry tussen jou en die kunstenaar en die band members was dalk nie daar nie, of ja, ek het dalk nie aanklank gevind Met hulle by die musiek nie, verstaan? Want ek moet op die einde van die dag, ja,
'n groot deel is jy weet jy ontvang 'n navraag Ja. van die spesifieke kunstenaar en dan sien jy nou die gig deur. Maar ook jy moet 'n bietjie gaan soek ook. Ja. Jy weet, vir al my Kaapse kunstenaars, ek sal altyd probeer dat hulle nie hulle sal nie net 'n Saterdag of 'n Vrydag. Ek baie gebeur dit, maar om dan die naweek vol te maak. Jy weet, nuwe kunstenaars moet jy nou begin, soos al die kontakte wat jy oor die jare opgebou het. So iemand kom en hulle vra vir iemand, jy weet, dis 'n navraag vir Heuwels Fantasties, wat ons nou almal weet al letterlik hierdie jaar 16 jaar oud is. Goeie genigte. Nou kry ek 'n nuwe kunstenaar op my boeke, weet splinternuut, dan sal jy dalk vra vir die kliënt, het jy dalk nie 'n opening spot, jy weet wat net jy weet, net vir Heuwels kan open. Ja. Weet, iets soos dit. Jy moet weet wat se nuwe venues, wat se nuwe feeste is daar buite. En as jy nie op dit is nie, dan beteken dit ook nie jy's invested nie. Jy moet invested wees en daar's so baie wat ek gehoor het, jy weet, die ouens weet nie eers hoe lyk hulle eie kunstenaars op stage nie. Ek Jy jive saam. Ek jive saam, maar ek is moeg ook, nee, ek gaan nie vir jou jok nie, maar ek probeer nog by shows uitkom, as ek dit so kan sê. Soos ek het my jaar en dan probeer ek nog steeds by die verhoë uitkom, want dit maak nie die moeite werd om net weer te sien, dit is hoekom ek doen. Ja. Jy weet, soos ek sê, Heuwels Fantasties, jy weet, ek is nou 12 jaar saam met hulle. Goeie genigte. En die blote feit dat ek by 'n show nog steeds na 12 jaar kan staan en nog steeds daai knop in my keel kan kry is daar hierdie crowd staan en hulle sing Klein Tamboti boom. Jy weet, 'n sang wat mense nou dink ek is al oor dit. Of Pille vir Kersfees, jy weet. En die ouens is nou dan staan ek daar en as ek sê, okay, Jans, so hard as wat dit is, dit is hoekom jy dit doen. Dis die rede. Dit is die rede hoekom ek dit doen. Hoeveel keer wou jy al opgee? Een van die mense saam met ek gewerk het, way back when, het nou die dag daai saying gaan share, dit was 'n Facebook memory. En ek het gister die dag, ek dink dit was 2012 of 2013. Ja, ek is moedeloos die dag en ek is net soos, ek gaan almal en alles vermoor. Jy weet, ek gaan op die rapport voorblad eindig vir verkeerde redes en ek sit daar en die conclusion wat ek net gekom het is, if you don't want to quit the music industry at least once a week, you're not doing your job. En ek moet sê, almal vir wie ek het gesê dit, hulle sal dit nog steeds, jy weet, so half in my gesig teruggooi, maar in a very good way. Ja. En die spesifieke kollega wat ek daai tyd mee saamgewerk wat die memory, dis is I still feel like this. Ag, my maar sy liefie. werk nou in Nederland en sy is ook in die musiekindustrie toevallig daar. Maar dit is so half my saying, ek dink jy wil weekliks opgee, want ek dink mense het 'n wanpersepsie van hierdie industrie. Hulle dink is glamour heeldag. Onthou ek trek net cocktaildresse aan en hang heeldag saam met celebrities uit. Dit is jy weet, dit is ekskuus, dit is eintlik my job as jy dit misgis. Yes, Ja. dit was die job description. Dit was die Yes, job yes. description. Nee, so Sy het spesiaal nou swart aangetrek en hier kom sit, want sy was moeg vir die high heels. ek is so moeg vir high heels, jy weet. Ja, so dis regtig, dit is jy doen alles. Jy moet jy moet opcheck op die kliënte of het hulle die kontrak geteken, het hulle die invoices betyds betaal. Jy weet, ek sit met kliënte en dan dink ek dit is net so vreemd want jy boek die show, kry jy betaal. En dan moet ek tot die dag nog voor van die vertoning moet ek vra, kan iemand my net laat weet hoe laat is soundcheck? Hoe laat speel hulle? Waar bly hulle? Dis so funny vir my want jy boek die show, so hoe Gee jou geld. jy gee jou geld fisies en jy kan net nie vir my die inligting gee van hierdie show nie. Dan begin jy hulle tussen 2 en 4 in die oggend WhatsApp. Dit is, want dan sit ek, obviously, met die week, kom ons sê ek het 8 shows hierdie week, wat baie keer gebeur. Weet jy hoeveel shows hardloop ek dan? En dan kan ek sien, okay, hierdie ene, nou nog nie die inligting nie, weet jy waar ons slaap nie. Toe jy jonk was, nee, jong klein Johannetjie. Wat wou sy geword het? Het jy geweet jy gaan 'n bestuurder in die Suid-Afrikaanse musiekindustrie wees? Nee, maar ek het all the way gegaan vir aktrise. So ek het al van baie vroeg af, ek dink ek praat nog in standaards, want ek is baie oud hoor. So standaard, ek dink ek was standaard 2 of standaard 3. Toe begin ek by LZ Maarskalk.
Yes? Yes, Peach en Zetske se ma. Ja. Toe sy vir my begin drama gee. En ek was lank by ou tannie Maggie van Oknie Snoknie. Ag, My sy's net liefie. lief. Ag, sy's lieflik. En toe na matriek, toe toe eindig ek by Brimilda van Rensburg op. Nice. So ek het Soos mens wil, 100 soos mens graag wil. Soos mens graag Daar wil. is hy. So ek het 100% actually gegaan vir die acting, maar ek dink van kleins af het ek geweet ek gaan iewers in die entertainment. En dit het gelukkig so uitgedraai dat ek hier opgeëindig het. En in load shedding. Is dit load shedding? Dit was nie op die boeke nie. Jana, hi. Welkom terug. Ons het load shedding gehad. Jana, hoe weet jy gewoonlik? Jy het al met soveel jong kunstenaars te doen gekry, met ouer kunstenaars, mense wat al 12, 13, 14 jaar in die bedryf is. Hoe weet jy gewoonlik daai turning point van hierdie ou gaan dit big time maak? Joh, dit is 'n baie interessante vraag. Is dit Simon Cowell wat so gesit het, jy weet, toe hy ook daai tyd begin het. Ek meen en hy's nou al wat, dit is Idols en wat Yes, America's Got Talent en yes. goed. En hy het daai tyd gepraat van die X-factor. Ek sweer dit is in jou gut. Dit is daai 6de, 7de, jy weet partymal ewen is 'n 7de sintuig hê. Dit is 'n sameloop van goed. Want die groot ding is net ek weet nie of nee, obviously weet julle dit. Daar's kunstenaars daar buite wat absolutely belaglik talentvol is, but they don't make it. I mean, ek was in Skotland wat ek hierdie blues bars julle, dit was amazing wat ek hierdie blues ouens gesien het. En dan sit ek daar dan my brein fathom net nie wat se ongelooflike musikante dit is nie. Ja. But they're not on world stages. Soveel keer wonder mense brein. Ja. Ek dink die vraag wat by mense opkom is, hoe het jy dit nog nie groter gemaak? Daar's hy. Ek Dis dink wat dit jy is 'n vraag en dan ek dink as jy bietjie gaan diep delf, jy weet, dan kom dit maar of die ambisie was nie daar nie of jy weet hulle kon nie met die druk. Dit is ook baie keer, nê, die druk, jy weet hulle kan nie met die druk deel nie. Dit was net te veel vir hulle gewees. Dit is net te veel, jy weet. Dit is talent 100% of jy weet jy strike dit met 'n sang, lucky. En ons veral hierdie, ek dink back in the day CD's, ek praat nog CD's plate daai tyd. Way back when. Way back when, nee. Omdat mense ook so lank gevat het om 'n album bymekaar te sit, waar vandag is alles so instant. Ek dink was daar en daar was baie minder ook, nê? Daar was baie minder kunstenaars. Ja. Way back when, even in die hele wêreld. Jy weet was dit baie kleiner en dan kon jy 'n call maak en so hoorie, yes, hierdie sang. So ja, vandag is jy weet is die wêreld oop vir almal. Jy laai 'n sang vandag op die back-end, môre is hy available. Jy kan vandag sit en jy dink banger. Hierdie is die nuwe enkelsnit. Hierdie is die nuwe, dis 'n banger, hy gaan verstaan. En dan val die sang plat. Of dan kry jy die coincide van dit wat jy dink ja, okay, lekker sang. En jy sit hom maar uit of jy sit hom net op die album wat uitgaan op al hierdie streaming platforms en goeters en dan die volgende oomblik die single wat jy nie gedink het gaan dit maak nie oorheers alles. Toe vind ek jou is ene. Ek was nog daar, jy weet, met toe vind ek jou, toe vind ek jou. Was dit nie veronderstel om 'n single te wees? Nee, dit was veronderstel om 'n single te wees, 100%, maar niemand van ons in daai kamp het daai tyd remotely gedink dit is wat die sang gaan doen nie, want dit was teen als. En wat ek daarmee bedoel is, dis die twee grootste rockers in Afrikaanse rockmusiek wat gaan staan het en 'n ballade geskryf het. So daai was 'n risk op sy eie. En toe dit aanvanklik uitgekom het, was nog voor die musiekvideo uit was. Toe is dit net die, jy weet, wat radio toe gegaan het en so aan. En hy het gegou en toe daai musiekvideo die dag op YouTube uit is. Toe is dit pandemonium. En Inge 2 van die Pisangskille. Van Pisangskille. Die perfekte definisie, ek dink daai is letterlik die perfekste definisie wat ons in die Suid-Afrikaanse musiekindustrie het van oornag sukses.
jy weet, jy het gedink, of julle het gedink, Ons het lyntjie uitgesit as die enkelsnit. Toe het hulle ook toe het ons die call gekry dat hulle gaan Afrikaans is groot ook doen last minute. En toe last minute, toe moes Afrikaans is groot die sang verander van lyntjie na Inge 2, want Inge 2 het die crowd net besluit, skus, jammer. Yep. Dit is die een wat ons en lyntjie het nie sleg gedoen nie. Jy weet, en van daar af was dit regtig, ek dink hulle was 4 maande in die industrie, toe se daai complete overnight sukses. Back-to-back calls van mense wat hulle wil boek. Ek moes alles in my stelsel omtrent verander om dit te gemaak werk het. Ek het vir hulle gesê van daai November na Afrikaans is groot tot en met Maart het ek deurgehuil. Want dit was my eerste experience in 19 jaar met 'n overnight suksesse. Dan kry ek 'n navraag en dan kry jy 10 ander navrae vir dieselfde datum sê nou maar, dan begin ek hulle op 'n spreadsheet sit, dat ek ons hierdie hulle nie vat nie, okay, volgende ene. Opsie 2. Opsie 2, opsie 3, en tussenin het ek probeer om vir die mense te sê, okay, cool, kom ons probeer vir hulle 'n ander datum kry. Yes, ek was nowhere. Ek kan dit vandag sê, die feit dat hulle nog by my is eintlik 'n blessing, maar ek was nowhere. Hoe het julle by mekaar uitgekom, jy en die piesangskille? Dis is 'n baie interessante storie. Ek het die aand, ek het so 'n ritueel wat ek doen in die aand. Doen my hele, jy weet, okay, bad, trek aan, wat as ek my bed inklim, dan doen ek, maar ook wat meeste mense doen, gaan gou op TikTok. Ja. En ek was 100% in 'n spasie dat ek gaan nie 'n nuwe kunstenaar nou kan weer aanvat nie. Ek dink so 3-4 maande voor hierdie spesifieke aand het ek 'n call gemaak. Kom ons sien nou net eers deur, laat ek net eers deur hierdie kom. Wat ek nou het, daar's baie wat happen. Ek gaan nie 'n nuwe kunstenaar aanvat nie. En ek skraal op TikTok die aand. En ek kom op ek kan nie eers onthou wat het hulle gesing nie, maar dis daai eerste video's wat hulle nog so in die koshuiskamer gesit het, jy weet, Baltie met sy gitaar en Daniel, en hulle sê, jy weet, ons is 'n random band van Potch, ons naam is die Piesangskille en hier is die sang. En eerstens dink ek regtig die Piesangskille, soos wat meeste, en hulle sal nie omgee dat ek dit vandag sê nie, want dit is maar wat baie mense se reaksie was. Ja. Side note, I think that's why it works. 100%. Ja. En ek is net soos, ek wil nie Afrikaans hoor nie, ek wil nie nou musiek hoor nie, ek soek nou net na entertainment. Ek soek honde, verstaan jy? Ek soek honde en ou tannies wat kos maak. Ou tannies wat kos maak, mense wat val. Ek is hier vir dit vanaand. Ek wil nie. En my foon hak vas. En hy wil nie. Hy wil nie verby daai sang gaan nie. Nou is ek so geïrriteerd, nou sit ek maar met die foon. Ja, okay, hier's iets. Okay, die skouertjie gaan, jy weet. Hy gaan, ek kan hom nie stop nie. Okay. Eventually kry ek dit reg dat toe dit nou, jy weet, verbygaan, maar nadat die hele video nou gespeel het. En ek vergeet so half van dit. En ek dink dit was 'n week of 2 of iets daarna. Bel Roo my oor iets heeltemal anders. En ons chat en iewers in hierdie conversation noem ek toe wat ek sê, omdat ek saam met baie jong kunstenaars werk op Liefde by die Dam, ek manage of is nie hulle agent nie, but I get to work with them on that stage. Ja. En ek sê vir Roo, ek is excited oor the young ones. Hulle kom hier van nowhere af, hulle infiltreer en hulle is besig om die OG's 'n run for their money te gee. En ek like dit, want dit is goeie kompetisie om die OG's op hulle game te hou. Yes, en die volgende oom, hy sê vir my, Jana, so gepraat van jonges. Ek het hierdie nuwe band. Ek sê, Roo, bly vir my stil. Ek wil niks hoor nie. Hy sê vir my, Jana, asseblief, ek het hierdie band, die Piesangskille, nou dat ek daaraan dink, ek dink jy's al perfek. Ek sê, Roo, ek sê nou vir jou, ek het nie tyd nie. Ek het nie die tyd, ek het nie die krag, I'm out. Hy sê vir my, hoorie, maar gaan vir jou, ons het 3 songs gemaster klaar. En ek sê vir my, jy kan dit vir my stuur dit, ek gaan dit nie luister nie. Ek foon neer, hy ping my foon, 3, ek ignoreer dit, ek gaan aan, yes, nou lê die foon daar, nou ek soos, weet, okay, nou gaan maak ek koffie, goeders, ek gaan aan, seker 3-4 ure later, is ek soos, laat ek nou maar net die sang luister. Ja. En die eerste sang wat ek opklik, is Lyntjie. En ek is in totale vervoering. En obviously, ja, toe ek ook Inge 2 hoor, was dit net soos,
uit al 3 die songs wat ek toe nou gehoor het, was ek soos, hier's iets. Maar ek het deur iets gegaan, pre dit, wat ek net nie meer my gut, ek het net nie meer myself vertrou nie. Jy weet, jou judgment word tog op 'n stadium word dit gekloud, 100%, en mense wat vir my sê dit word nie, ek trust dit nie my judgment nie. Ek hoor iets amazing. Sê oor hierdie liedjies Ek dink net yes. En ek gaan toe, ek het maar 'n paar klankborde in my groep, en ek gaan toe na die heuwels toe, en ek gaan toe na Terren toe, en ek gaan toe na Fritz toe, wat nog die leadsinger was van FL. Hoorie, en almal van hulle kom terug na my toe en sê, as jy nie betrokke raak by hierdie kunstenaars nie, of by hierdie kunstenaar nie, wat die piesangskille is nie, dan is jy stupid. Ag, en ek is so halfhartig, en ek message daar vir Roo, jy weet, met so houding amper half, ja, dis okay, sit 'n meeting op. Luister hierso, nê, en daai 2 gesiggies, kom toe nou op daai skerm, nê. Ag man, hulle het 2 woorde gepraat. Wel, Baltie het 1 woord gepraat. Daniel het die ander 3 gepraat. Daniel het die ander 3 gepraat. In daai eerste oomblik het hulle in my hart gekry. En toe sê ek iets soos, ja, maar weet jy wat, nee, it goes both ways. Ek is net so bevoorreg om hulle ook te hê. Ten spyte van die musiek, hulle is mense. Want onthou, ek sien hierdie mense as mense. Ons beklei, ons braai, want daar buite word julle egos gestreel, en julle is net amazing die heel tyd, wat hulle most probably is. Maar, wanneer dit kom by, jy weet, regte goeders, waar harde besluite gemaak moet word, waar pap op die grond geval het, beide, van my kant af of van hulle kant af, jy weet, moet ons almal 'n oop verhouding hê, en hierso is waarheid. Beklei saam, alles, maar kommunikasie is die ding wat alles altyd gaan uitsorteer. Nou, as jy nou so die ups and downs sien van die industrie, want ek neem aan jy het al 'n paar vreemde goeders gesien. Wat is die weirdste ding wat jy as Jana al agter 'n verhoog gesien het? Hy's rof. Is jy reg hiervoor? Ek is so gereed. So dit was nie noodwendig backstage nie, maar dit was by 'n show, en jy weet mos baie keer die kunstenaars het dit merch. Ja. En hierdie aand was uitgeboek met hierdie spesifieke kunstenaar, en ek sien toe, okay, maar dis regtig lank terug, nê? Want ja, hoorie, op 'n stadium, jy het alles gedoen. Jy en die kunstenaar het alles gedoen, want daar was nie geld vir road managers, jy het barely geld gehad om net die sound engineer te betaal, jy weet? So, en ek sê toe, okay, cool. Hierdie is kom ons pak al die merch uit. Kunstenaar moet maar vanaand nou net, want daar's baie mense. Kunstenaar moet net foto neem, teken wat moet geteken word, en ek kry hy toe 2 rye. En almal luister, alles is lekker, en die volgende oomblik hoor ek 'n geskree. En 'n klein tornadootjie wat op ons afgehardloop kom. En is 'n dronk vrou. Maar sy is Sissie is lankal weg. Ja, Sissie is al op 'n ander parallel universe, nê? En sy trek haar broek af. En sy sit op been op die barstoel voor die kunstenaar, en sy gaan so, teken nettie. En hy staan, en dit begin bewe, en begin aan my kyk, en ek sê, ek weet nie hoekom kyk jy vir my nie, ek het nog nooit hiermee gedeel ook nie, soos, hierdie is ook my eerste keer. Dis ons almal se eerste keer. Dis ons almal se, ek dink vir die crowd ook waar ons staan, dis hulle eerste keer ook, nê? En dit is soos, jy weet, daai wat jy so stom met die koutjie, en sê, maar ek kan nie, ek gaan tronk toe gaan dalk as ek hierdie doen, en ek is soos, en gelukkig sien die eienaars van die venue dit, en kom ons sê dit, hulle het haar kom verwyder. Sy's daar, ek dink sy was eers teen dit, so ek dink daar was eers 'n sleepsituasie. Maar natuurlijk was sy. Ek weet nie waar te laat toe, eventually net, jy moet kleertjies aan, Linda. Dit is so half wat moet gebeur. En ek dink, almal, even die mense in die rye, dit was net eers soos, almal moes net gou hulle, jy weet, hulle asem terugskep, net om soos, okay, cool, okay, eentjies in 'n ry, we can go now. Ekskuus tog mevrou, jy wou nog sê? Wat was ons laaste? Daai was rof. Jou lewe moet so lekker wees. Ja. Ek weet ek is in 'n jy
Jy weet, ewen na 12 jaar, ek vat nou Heuwels as 'n voorbeeld, omdat ek net al so lank saam met hulle is. Jy weet, ek het lank paaie, ek stap lank paaie met my kunstenaars. As dit nie is vir iets wat, of hulle het opgebreek, soos daai tyd met MK, het ek van 6 na 0 gegaan met almal het opgebreek. Oh my word. Maar dis nou die minder lekker kant van die industrie wat mense nie noodwendig altyd sien nie. En dan nou voor die beerkrag begin het ons gesels oor behind the scenes, jy weet hoe dit agter 'n verhoog lyk. Hoe lyk dit agter 'n verhoog? Want mense het 'n prentjie en ek dink nie dit is so nie. So die slegste plek wat jy gesê het, mense die wanpersepsie is 'n backstage. Dit is, mense dink, ek het 2 vriendinne nou die aand na 'n show toe gevat, en ek sê nogals vir hulle, hoorie, julle moet nou nie voor ingaan nie, message my as julle buite is, ek gaan julle kom haal, want waar ons nou moet wees, moet hulle, jy weet, deur die backstage gaan. En ek dink halfpad is hulle albei soos, hoorie Jans, as jy ons wou vermoor het, kan jy dit net nou doen, want ons sien die kans om nog verder, waantoe vat jy ons? En ek is net soos, julle moet walk and talk. As jy hierdie wil oorleef. Yes, as jy hierdie wil oorleef, moet jy nou, yes. Maar dis hoe dit voel agter 'n verhoog. Dit is nie, daar's niks glamorous. Jy dink die klub op in jou straat is Dodge. Die agterkant van 'n verhoog. Yes. Hallo. Ja. So aangesien die hele Suid-Afrika teen ons werk vandag, ons beerkrag gehad het, die kameras afgaan en die mikrofone hoopbepret is, maar ons baie graag vir Jana hier wil hou, maar ons kan fisies nie vir die volgende paar maande laat sy oorslaap nie, gaan ons haar terugkry vir 'n deel 2. En ons sien baie daarna en ek dink daar's ongelooflik baie wysheid in jou Jana, en soveel wat jy kan deel en wat jy al oor die jare geleer het. Ek kan nog fisies vir 3 ure sit. Ek dink daar is soveel ruimte vir so baie groei nog in hierdie industrie, and we need people. Ek dink mense het 'n wanpersepsie in die sin van dat daar nie genoeg werk is nie. En ons wat die ouer garde is, moet die jonges oplei. Verstaan jy, of dit nou nuwe sangers is, of dit nuwe agente is, nuwe bestuurders, maar wat ek wel kan sê tot volgende keer is, you need tough skin. Yes, jy kan nie kritiek te hard vat nie. Jy kan nie. En dit is presies my embodiment van wie jy is as 'n mens. Ek weet absoluut niks van jou af nie, maar jy straal my. Ag, jy's net so, hoorie, dit was so lekker. Jy's net 'n formidable chick. Ons maak volgende keer weer so. Jana het nog baie om te vertel van hoe dit lyk agter 'n verhoog, in busse slaap vir aande na mekaar. Ek dink daar is nog soveel stories wat uit 'n jong vrou kan uitkom. Jong vrou, okay? Volgende week maak ons weer so. Tot dan toe. Bye.